Goeiemôre. Dankie dat julle vanoggend die tyd uitgekoop het om saam met die familie en vriende vanoggend hier te wees om 'n finale keer afskeid te kom neem van Leandro. En ek wil julle vra om vir my te staan, dan gaan 'n liedjie speel en dan gaan die klein kinders met die tannie inkom. Dankie. That storm, it seems like forever. Your nights of confusion has been so long. Your ship has lost anchor and the storm's got you drifting. Just hold on to Jesus and ride out your storm. Ride out your storm. For God is there with you. You may not feel it, but you're not alone. Remember God's promise. He said, I'll never forsake you. Though the waters are troubled, they'll do you no harm. Don't give up this battle, for the answer is coming. Just hold on to Jesus and ride out your storm. Ride out your storm. God is there with you. You may not feel Him, but you're not alone. You're hurting now, but your morning is coming. Hold on to Jesus and ride out your storm. Hold on to Jesus and ride out your soul. Hold on to Jesus, ride out your soul. So mooi woorde eintlik. Jy weet in hierdie tyd waar ons is nou vandag om ons hier so is al wat 'n mens kan doen. Ons kan vashou aan die Here. Dis hy wat vir ons krag gee, vir ons vertroos, wat ons berusting gee in die moeilike tyd wat ons gaan. Kan ek weer vra om julle vir my te sluit asseblief? Baie dankie vir die dag wat U vir ons hier so weer gegee het. Dankie vir nog 'n geleentheid om U naam groot te maak en 'n geleentheid om 'n finale afskeid te gee aan 'n persoon wat so na ons hart was. En ek weet ons sit hier so met seer, met vrae in ons harte, hoekom, waarom. En ons weet dat sy baie vroeg van ons weggevat is. Ons weet miskien nie die rede en doel agter dit nie, maar eendag wel wanneer ons tent hier so afstaan en ons verhaal vir ons ewige woning sal ons die antwoord gee.
Maar hier waar ons sit met die pyn en hartseer en verlange, weet ons dat ons nie alleen hier hoef deur te gaan nie. En ons weet dat die Heilige Gees ons gegee het om ons te vertroos, ons te help, om ons by te staan. Juist in tye soos vandag. Ek vra dat U elkeen se hart sal aanraak met die boodskap wat uitgaan vandag, Here, dat hulle werklik besef dat die tye waarin ons woon, ons is vandag, tyd nie altyd aan ons kant is nie. Weet nooit wanneer dit ons tyd is en wat ons vir ons mag inbring nie. Here, maar ons sal seker weet dat elke dag dat ons saam met U reg is. En dat wanneer ons tyd kom, ons nie die ewigheid sal met U sal mis nie. My gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek gaan vra vir ons gaan ek vir Andrie na vore roep om die hulde blyk vir ons te doen. Vandag neem ons afskeid van ons liefste land, wat werklik uniek was. Malala, jy was sterk, intens en vol dryfkrag. Jy het diep lief gehad, vuil beskerm en jou hele hart aan jou familie gegee. Jy was nie altyd maklik nie, maar kopwag, vas in jou maniere en onwrikbaar in jou oortuigings. Maar juist daarin het jou grootste krag gelê. Dit was dieselfde krag wat jy deur elke uitdaging gedra het, wat die lewe op die pad geplaas het. Malala het nooit teruggeslaan nie. Jy het die lewe reguit tegemoet gegaan, met passie, moed en onbreekbare wil. Jy was altyd gereed vir 'n uitdaging. Jy was altyd gereed vir 'n uitdaging, altyd aan die beweeg, altyd bereid om meer te gee as wat van jou verwag is. Jou liefde vir ons was kragtig en standvastig. Selfs wanneer woorde min was, of jou neersterk, het jou dade alles gesê, liefde gewys, deur toewyding, opoffering en onwrikbare teenwoordigheid. Malala het ons weer kragtigheid en vastberadenheid geleer. Hy het ons gewys dat liefde nie altyd sag is nie, maar altyd loyaal en eerlik en opreg. Ons sal jou krag, vuur en die manier waarop jy hierdie familie mekaar gehou het, diep mis. Al is jy nie meer fisies by ons nie, leef jou gees voor elkeen van ons. En ons moed, ons passie en ons liefde vir mekaar. Rus en vrede, Malala, jy was diep geliefd, opreg gerespekteer en sal nooit vergeet word nie. Is daar enig iemand wat voel dat jy graag iets hier ook wil sê, na gedagtes van Leandrie, wat jy altyd jy sal met jou stroom in die hart. Is daar enig iemand? Die familie het so 'n paar foto's by mekaar gesit, van kerngedagtes, gebeure, wat hulle uitgestaan in die jare, wat hulle saam met Leandrie gehad het. Hulle kan nie so sit, en skryf die droom hier oorgeweet. Dankie. Weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur, en ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou, ek sal altyd by jou wees as jy na my verlang onthou. Ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou
kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nêrens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Van die foto's tel 'n storie. En ek verseker elke een van julle wat daai gebeure was, kan presies onthou wat daar gebeur het. Maar as jy so kyk na elke foto, sy het elke glimlag op haar gesig. Sy was gelukkig geweest met die lewe wat sy gehad het. Ek dink vir nou, want ek weet in 2019 toe het hulle die slegte nuus gekry dat sy toe nou gediagnoseer was met die kanker. En op so 'n jong ouderdom om dit te kry en te veg daarteen vir so lank, vat wonders. Kyk, deur al die seer en pyn het sy nog steeds sterk gestaan. Sy het nog steeds beklei om seker te maak dat sy nog 'n paar jaar hier sal met julle kan hê. Maar ek verseker die laaste ruk wat dinge miskien nie so goed gegaan het nie, waar sy daar net in die bed moes lê en alleen partykeer wees, het sy die tyd miskien gevat om 'n bietjie terug te dink oor haar lewe. Die tydjie wat sy op aarde gehad het, saam met elkeen van julle. En ek is seker van sy sal met 'n glimlag daar gesit en gesê het, weet jy wat, ek is nie spyt oor een keuse wat ek gemaak het nie. Ek het 'n vol lewe gehad. Ongelukkig was miskien nie so lank as wat ek gedink het nie. Maar ek dink sy was nie vir een oomblik spyt dat sy goed is gedoen het en gesê het vir julle nie. Ek weet vandag sit ons hier so en hier is twee verskillende tipe mense vandag hier so. Een wat miskien tevrede was met hoe julle laaste gesprek of oproep of boodskap gegaan het, maar daar's altyd iemand wat hier sit en as ek maar net nog 'n kans gehad het vir 'n laaste oproep. As ek maar net nog daai laaste boodskap gestuur het of gery het en gaan kuier het. Want om ons face it, tyd is nie altyd aan ons kant nie. Ek het so 'n paar punte wat ek net onder julle aandag wil bring vandag en die laaste ruk gebruik ek hierdie boodskap nog ons baie by begrafnisse. Kyk, ongelukkig by begrafnisse is daar net sekere goedjies wat mens kan sê, die boodskap by partykeer op maar net dieselfde. Mense by begrafnis vir twee redes. Die eerste een is om haar lewe te vier, om terug te dink na alles wat sy accomplish het die jare. Al sit ons hier so met trane, moet dit nie van hartseer wees, maar van blydskap. Sy het nie nou met pyn nie. Sy het nie meer daai lyding wat sy deurgaan. Partykeer is ons as mense partykeer selfsugtig om daai mense nog hier te hou. Maar ons is nie die een wat deur al daai pyn moet gaan en elke dag daar sit en 'n smaal op ons gesig sit en sê, weet jy, ons is okay. Maar diep binne ons weet ons het soveel seer. Eerste een wat ek vir julle wil sê is ek gaan dit gelukkig in Engels doen, is time. Time is the most valuable thing you have, and once it's gone, you never get it back. Baie kere beklei ons, sê goeders en weet jy, laat ons maar eens afkoel, dag of 2 of 3,
gaan verby en dan sal ons maar vrede maak. Maar wie sê, jy gaan nie daai geleentheid kry nie. Soos ek sê, 52 jaar is baie kort. En ek as 'n ondernemer, ons doen barbecues tot mense wat oor die 100 jaar uit is. So ons weet dat dood stuur nie vir jou boodskap of gee vir jou oproep en sê, weet jy wat, op 2 weke van vandag af is dit jou tyd, maak jy sap gereed. Ek kom juist wanneer jy dit die minste verwag. En al het jy dit miskien verwag om te sien, weet jy, al lewe gaan bietjie agteruit. Toe dit gebeur het, was dit nog steeds 'n skok gewees. Want 'n mens wil net tot sien sê vir iemand wat so 'n groot deel van die lewe gehad het. Tweede is health. Your health matters more than your work, your money, and your reputation. Take care of yourself. Baie mense vandag se tyd kyk hoe baie geld hulle uit die lewe uit kan kry, fancy karre kan ry, fancy huise bly. En as daai goed alles in die oog van jou weggevat word, wat het jy oor? Gelukkig niks. Die een ding wat nooit sal verander nie en wat nooit van jou weggevat moet word nie, is daai band wat jy met die Here het. As jy hom het en al jou goedes word van jou weggevat, is nog steeds iets om vas te klou. En dis waar sy was. Sy het aan die Here vasgeklou op die laaste bittereinde toe. Derde een is happiness. Happiness is not found in the future, it is in the small moments you overlook every day. Baie mense dink, weet jy, ons sal eendag gelukkig wees as ons baie geld het, of as ons weet, na die plek toe gaan ons so aan. Ons vergeet elke dag dat ons kan opstaan, ons hou asem, sit nog ons man en vrou, kinders langs ons. Ons vat nie daai, sê weet jy wat, julle dankie nog vir nog 'n dag, om nog te kan asemhaal, nog verandering in iemand se lewe te maak, nog 'n oproep te stuur, nog te bel, vir die mense wat ons hier so by is. Die kleine goedjies wat ons altyd verbrand het, want dit moet aan ons gegee word. Want kan net so vandag weggevat word. Vierde is failure. Failure is not the end, it's proof that you are trying. Ek dink as baie keer wat julle vir my stories kan vertel van wat sy gevoel het sy het misluk. Wat gevoel het sy wil opgee. Elke keer as sy geval het, sy geweet, weet jy wat, ek moet opstaan. As mense wat op staat maak op my. Elke keer as sy geval het, sy opgestaan en sy sterk teruggekom. Doordat sy op die laaste neergeslaan was en ongelukkig nie kon opkom. Vyfde ene is what really matters. In the end, all that really matters is how you lived, how you loved, and how you made people feel. Vandag staan ons daar voor, ons het so baie stories wat ons eintlik kan vertel. Van wie sy was, wat sy gedoen het, wat sy vir ons beteken het. En dit is al wat saak maak as jy nie so is. Hoe het jy jou lewe gelei, hoe het jy die mense behandel? Wat sê hulle van jou as jy nie so is? Ek dink baie mense dink daaraan soos, wat gaan mense op my begrafnis sê vir my? Ek dink sommige mense gaan net na party mense se begrafnis toe kom net om te kyk of hulle eintlik dood is, of hulle nou regtig waarom nie so is nie. Want hulle was die persoon wat jy om wou wees nie, hulle was 'n persoon. En dit maak nie saak hoeveel mense by 'n begrafnis is nie. Die mense wat daar is die mense wat daar moes wees. Die mense wat daar is die mense wat iets uit die begrafnis moes uitkry, iets wat hulle moes besef het. The last thing is just start. Waiting for the perfect moment will keep you stuck. Just start. Baie kere wag mens vir 'n perfekte oomblik of 'n perfekte geleentheid om iets te doen. En daai oomblikke gaan jy wag en sê, okay, miskien is dit nee, kom ons wag vir nog een. Kom ons wag vir nog een. Dan gebeur dit nie. Staan op, doen iets. As jy iets wil in jou lewe bereik. Soos ek vroeër gesê het, moenie wag vir 'n geleentheid om iemand te bel nie. Tel op die foon bel. Lewe het so maklik geraak. En jare terug moes hulle of na mense toe gaan, of hulle moet briewe skryf. Vandag se tyd is dit so maklik, 'n telefoon op, druk jy nommer in die bel. Ons kan dit nie doen nie. Ons is dus trots want jy weet die persoon het my seer gemaak en ek is kwaad vir hom. En nou, volgende oor kry jy 'n oproep wat sê die persoon is nie hier nie. Dan sit jy met daai skuldgevoel in jou hart, want jy moet ronddraai elke dag. Want jy was te trots om net te sê, weet jy wat, dit maak nie saak. Vergewe die persoon, gaan aan met jou lewe.
En dan die laaste is not everyone. Not everyone is meant to stay, and that's okay. Some people are just blessed. Ek weet nie hoe lang tyd het jy gehad om vir jou te leer ken. Oor 'n week, 'n maand, jare gewees het. Wat is die les wat sy vir jou probeer het? Wat is daai merk wat sy agter in jou hart gelos het? Wat gaan jy daarmee doen? Wat se verskil het sy in jou lewe gemaak? Gaan jy dit net dan los? Of gaan jy so gaan leef om haar legacy aan te hou, vir mense vertel? Ag, wil julle vra om julle oor my vroeg te sluit. Weet jy, vandag se tyd waar ons hier so staan, is daar eintlik net een vraag wat jy self moet vra. En net jy kan 'n eerlike antwoord vir jouself gee. As ons vandag jou diens moes gehou het, as jy vandag in die asboksie moes gelê het, sou jy tevrede gewees het met wat mense van jou sou hierso van vooraf gesê het? Die tweede wat eintlik belangrik is, sou jy tevrede gewees het waar jy ewigheid sou spandeer? Sou jy tevrede gewees het as jy jou asem uitgeblaas het waar jy dit sou oopgemaak het? Ek weet, ons het keuses wat ons elke dag moet maak en is nie altyd maklik om die regte keuses te maak nie. Maar in daai oomblik moet jy self net vra. As ek die keuse maak en iets moet met my gebeur, waar toe gaan? Ek gaan 'n gebed doen en neem die tyd om vir die Here te vra om die donker goedjies wat nog in die lewe is, wat jy wegsteek, wat uit jou lewe te verwyder, dat jy 'n vol lewe saam met hom kan hê, om sekerheid te hê dat jy die ewigheid saam met hom nie sal mis. Here, dankie vir die lewe van jou. Here, dankie dat sy saam met ons op pad kon stap en vir ons lesse leer, net vir ons te kom wys hoe om te glimlag en stories te vertel. Here, al het ons nie 'n baie lang tyd saam met ons al gehad, maar weet ons dat dit kosbare oomblikke was wat ons gedeel het. Here, maar hier waar ons moet agterbly om 'n lewe sonder haar te moet indink en aan te gaan, weet ons dat dit nie maklik gaan wees nie. Maar Here, ons weet dat U altyd saam met ons is, elke stap. Here, ons weet dat U altyd ons vertroos en ons leiding gee, en vir ons wys waar om te gaan volgende. Here, maar ons weet dat dit nie altyd maklik is om die regte keuse om te maak, om die wang te draai, om te doen wat U van ons verwag. Here, maar ons wil ook nie die ewigheid saam met U mis. Here, want ons weet dat die ander route om te gaan, is 'n plek waar ons glad nie opeindig. Here, so ons vra dat hierdie Heilige Gees ons sal openbaar in ons harte, dat ons daai stemmetjie sal luister, dat ons die klop sal hoor, elke keer as U vir ons in ons harte kom aanraak en verstom sal maak. Here, dat ons daai oomblik met oop arm sal aangryp. Die lewe is kort. Ons wil dit graag saam met U spandeer. Dis my gebed in Jesus naam, amen. Amen. Voor ons oorgaan na die bedankingstoel, gaan ek vra dat ons julle sal opstaan, dan gaan ons Psalm 23 sal saam sing, die woorde sal die woord wees. Dankie. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde, na waters waar ons is, lei hy my hier, na waters waar ons is, lei hy my hier, baie diep, haal hy my uit, baie diep, haal hy my uit. Hy blaas my voete op 'n ewige rots, baie diep, haal hy my uit. Die Here is my herder,
sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar ons is, lei hy my hier, na waters waar ons is, lei hy my hier, baie diep, haal hy my uit, baie diep, haal hy my uit. Hy blaas my voete op 'n ewige los, baie diep, haal hy my uit. Die familie het my gevra om die volgende bedankingsopnames aan hulle te doen. Dis uit die diepte van ons harte wil ons dankie sê aan almal wat ons bygestaan het tydens die heengaan van Landie. Aan Integrity Funeral Services is ons opreg dankbaar vir deernis, sorg en waarheid wat julle aan ons familie betoon het. In een van die seerste tye van ons lewens het julle sagte leiding, geduld en begrip vir ons troos en rustig gebring. Julle het Landie met groot respek behandel en ons met vriendelikheid versorg toe ons op ons kwesbaarste was. Die sorg wat julle aan ons bewys het, sal ons nooit vergeet nie. Aan ons familie en vriende, dankie vir elke gebed, boodskap, oproep, besoek en stil oomblik van ondersteuning. Dankie vir die drukkies, die trane wat saamgestort is, die vertroostende woorde en selfs die oomblikke van stilte wat soms meer gesê het as woorde. Julle liefde het ons ontvou en ons gedra deur dae wat ons nie gedink het ons sou kon hanteer nie. In ons rou het julle ons daaraan herinner dat ons nie alleen is nie. Julle deernis, krag en liefde het 'n blywende indruk op ons harte gelaat en ons sal altyd dankbaar wees vir die manier waarop julle ons deur hierdie moeilike tyd ondersteun het. Dankie dat julle die lewe van Landie vereer het deur ons met soveel opregte sorg en liefde te omring. Ons is diep dankbaar, meer as wat woorde kan uitdruk. Wat nou gaan gebeur is, daar gaan 'n spesiale liedjie wees wat gespeel word. Gaan eers vra vir die direkte familie voor te kom, 'n roosbaar te vat en 'n laaste oomblik te spandeer by die askissie. As julle klaar is, net weer terug te gaan na julle sitplek toe. Daarna as almal 'n beurt gehad het, gaan die twee boeties gaan hulle die askissie vat en hulle gaan uitloop. Sodra hulle uit is, as julle meer as welkom om ietsie om die familie te geniet. As julle ry veilig. Dankie. So ek jou herken, as ek jou weer sou sien, sou jy nog weet hoe diep ek jou bemin. Ek weet ons vrede, daar waar jy nou bly, maar ek mis jou elke dag.
En ek vir julle vra om toe te staan asseblief.